Dinsdag 4 November 2025. Die teksvers wat ek vir jou lees is Eksodus 12 vers 7 tot 8. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bodrempel, aan die huise waarin hulle dit eet. En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brood, moet hulle dit met bitterkruie eet. Vandag en môre staan ons stil by die Pasgafees. Feeste is een van die kenmerke van religieuse mense. Ons kan sê feeste vorm 'n integrale deel van alle godsdienste, se spirituele identiteit. Selfs vandag nog het feeste vir ons 'n baie spesiale betekenis. Ons dink daaraan hoe Kersfees en Paasfees families en gesinne weer bymekaar bring. Ons vier die feeste om bepaalde aspekte wat vir ons betekenisvol is te onthou. As jy vir kinders vra waarom vier ons Kersfees, om te kan onthou dat Jesus in Bethlehem gebore is. Waarom vier ons Paasfees? Om te kan onthou dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het. Nou, net so was Paasfees of Pasga, wat vir God se volk ingestel het, ook 'n fees om te onthou. Feeste was ook deel van die Joodse volk. Sommige feeste is gereël om saam te val met die wisseling van seisoene, om die volk te herinner dat God voortdurend vir hulle sorg, en om hulle geleentheid te bied om aan God hulle dankbaarheid te betoon. Paasfees vier die verlossing van Israel uit Egipte se slaweonderdrukking. Die Israeliete moes al die Egiptenare se slawe werk doen. Ons ken die verhaal van hoe die Farao nie die Israeliete wou laat trek nie, en hoe die Here toe die 10 plaae gestuur het om die Farao te oortuig om God se volk te laat gaan. Dit was waarlik 'n oomblik van bestuuring, toe God op 'n dramatiese en duidelike wyse tussen beide getree het om sy volk uit Israel te red. Met die instelling van die Pasga, wat ons hier in Eksodus lees, word die volk onderrig hoe hulle dit moet vier, en dan volg die redes waarom hulle dit moet doen. Moses het vir die volk Israel gesê, julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie, en julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van die maand. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bodrempel aan die huis waarin hulle dit eet. Julle moet dit gebraai eet, nie gekook nie. Julle moet dit haastig eet met skoene aan die voete en 'n kierie in die hand. Julle moet ongesuurde brood eet. 7 dae mag daar geen suurdig in julle huise wees nie. Die redes was ook baie duidelik. Die Paasfees is ingestel sodat die volk gereeld kan onthou van die wonderlike gebeurtenis toe hulle as volk uit Egipte gered is. Die fees van die ongesuurde brode en gebraaide vleis was die geleentheid om terug te kyk op die uittog uit Egipte, op hulle swaar kry, en om te onthou van God se wonderlike genade en verlossing. Walter Brueggemann skryf oor hierdie teks as volg: dit is 'n hoogtepunt van 'n lang tradisie, waarin die reddingwerk van Jahwe in die konteks van aanbidding herhaal is, en die doel gehad het om die aanbidder se geloof te versterk. As hulle die lam geslag het en op elke deurkonsyn met 'n hisoptakkie bloed gesmeer het, en die heel nag wakker gebly het, het elke kind en elke groot mens weer alles beleef wat gebeur het, toe God hulle bevry het, toe God elke huis verbygegaan het. Die belang van die viering van die Paasfees in die geskiedenis van Israel was baie duidelik. Hulle moes deur die Paasfees te vier onthou dat God hulle redder en verlosser is. Kom ons bid saam. U is ons verlosser, ons rots, ons skuld en ons heil. Mag ons harte altyd aan U getrou bly, terwyl ons deur die woestyn van hierdie lewe trek, totdat ons in die land van die belofte bring.
Ons dank U daarvoor. Amen.